Prediker 4, 2 vaar beter as 1. Hulle inspanning kom tot iets. As die een val, kan die ander hom ophelp. Maar as een val wat alleen is daar niemand om hom of haar op te help nie. As 2 langs mekaar slaap, word hulle warm. Maar hoe sal een wat alleen is, warm word? Een alleen kan oorweldig word, 2 saam kan weerstand bied. 'n 3-dubbele tou breek nie maklik nie. Nou broers en susters, oor die huwelik is daar in die verlede al tot vervelings toe gepraat, gepreek en geskryf. Winkelrakke is letterlik volgepak met boeke wat vir jou wenke gee hoe om 'n meer bevredigende en 'n sinvolle huwelik te hê. Baie gemeentes bied ook van tyd tot tyd kursusse of huweliksverrykingskampe aan en doen dan in die proses groot moeite om die beste sprekers vir sulke geleenthede te kry. Maar ten spyte van al hierdie tonne inligting wat vandag beskikbaar is en die baie geprekery van dominees en pastore oor die huwelik, is daar in 2017 meer huwelike wat op die rotse loop as ooit tevore. Ek weet nie presies wat die huidige stand van sake is nie, maar ek het so 'n bietjie in my argiewe gaan kyk en op 'n beriggie afgekom wat die 2 Oktober 1999 in die Burger verskyn het, en daarin staan dat in Oktober maand 1999 daar meer as 1000 huwelike in 1 week in Suid-Afrika ontbind is. Wanneer 'n mens hierdie statistieke sien, skrik jy. Daar's 'n klomp vrae wat in jou gemoed opkom, oor die geldigheid van die huwelik, die wenslikheid van 'n huwelik. Is dit nie maar beter om sommer net saam te woon nie? Is die huwelik regtig nog 'n instelling wat werk in die tyd waarin ons leef? Wanneer 'n huwelik opbreek, is daar soveel mense se lewens wat daarbey betrek word. Dis nie net die man en die vrou nie, maar ook die familie aan beide kante. Daar's ook kinders wat betrokke is, en daar is soveel negativiteit en soveel seer en soveel smart. Nou iemand het een keer opgemerk dat daar meer ongelukkige mense binne as buite die huwelik is. En dit is 'n verskriklike ding om te sê. Maar na 37 jaar in die bediening kan ek vanmôre nie anders as om met hierdie stelling saam te stem nie. Want jy sien broers en susters, verliefdheid is nie iets wat altyd hou nie. Verliefdheid is iets wat 'n verhouding aan die gang kry tussen 'n man en 'n vrou. Maar daai verliefdheid bly nooit daarbo nie. Net soos wat jy 'n klip opgooi in die hemelruim in, moet hy iewers weer afkom aarde toe. Daarom kan geen mens in sy lewe 'n verhouding hê wat net tot die einde toe een lang honeymoon is nie. Alles keer terug aarde toe. 'n Britse studie het aangetoon dat romanse in die deursnee huwelik gewoonlik nie langer as 30 maande hou nie. Na 30 maande gaan die romanse af onder toe. Hierna begin die vuil sokkies en onderklere oral rond lê en doen min vrouens nog enige moeite om grimering te dra, of mans doen min moeite om die toilet se deksel te laat sak. Intussen hakies broers en susters, ek weet nie wat is die storie met mans in toiletdeksels nie, maar daar's blykbaar iets. Die studie het voortgetoon dat meer as 60% mense na 'n paar jaar se getroude lewe in sweetpakbroeke of pyjamas spring sodra hulle saans van die werk afkom. Ons is almal moeg, val ons in die bed, skakel die televisie aan, die romanse is daarmee heen. Teen die 3de huweliksherdenking vier die meeste mense nie meer hulle troudag nie. Geen kersse, geen blomme, geen spakel, hoegenaamd meer nie. En dit, broers en susters, is in skerp teenstelling met die eerste paar maande in die huweliksbootjie, wanneer meer as 80% mense gereeld nog hande vashou in die openbaar. Ons is so lief vir mekaar, ons stap hand aan hand of hand om die skouer met mekaar, geen nie om wie wat sien nie. Na 'n dekade van getroude lewe doen slegs 38% van pare dit nog. En 60% sê, hulle is nog laas op die witbrood verras met 'n romantiese aantjie uit. Die berigte stryd om die TV se afstandbeheer
is skynbaar ook vanmôre geen mite nie. 'n Volle 75% van die deelnemers aan hierdie studie in Brittanje het gesê hulle weier om hulle afstandsbeheer aan hulle vrou of man af te staan, selfs al vra hulle mooi. Die gevolg is, broers en susters, dat die liefde kwyn. Hy gaan af onder toe. En dan uiteindelik word die huwelik niks anders as 'n vervelige roetine nie. Wanneer jy dus met huwelikspare gesels of met huwelikspare in aanraking kom, kan selfs 'n blinde op 'n kilometer afstand sien, hier is regtig niks meer tussen hierdie man en vrou nie. Die gom het hard geraak. Dis nog die kinders, dis nog die finansies, dis nog die sekuriteit wat hulle by mekaar hou, maar niks meer as dit nie. En wat kan verskrikliker wees as twee mense in een situasie so toegeval het? En nou die vraag vanmôre, is dit maar hoe dit veronderstel is om te wees? Is dit hoe alle getroude mense se lewens uiteindelik na 10, 20 jaar lyk? Is dit maar waarop 'n huwelik uiteindelik afstuur? Verveeld met mekaar, geïrriteerd met mekaar. 'n Saai en 'n vervelige ou storie. Daarom dink ek een van die professore by Unisa so 'n paar jaar terug in die koerant geskryf, hou tog asseblief net op om te trou. Bly sommer net saam. Doen dinge maar sommer net saam, want hierdie getrouery in die wêreld werk dood eenvoudig nie meer nie. En dus bring dit 'n mens by die punt waar jy die vraag vra, maar blom die liefde dan net wanneer ons nog sterre in ons oë het, en wanneer ons mekaar die hof maak, en wanneer ek graag my verliefde wil wen, of graag hierdie man die man wat die drome van my lewe is, as ek hom wil wen. Is dit al wanneer my liefde regtig blom? Of blind jou oë vanmôre na 40 jaar se getroude lewe steeds? Steek daar regtig waarheid in die ou gesegde, dat die liefde jou blind maak, maar dat 'n paar jaar se getroude lewe gelukkig, dank die Vader, jou oë weer oopmaak, sodat jy kan sien? Waarom is die huwelik, broers en susters, vir baie egpare nie meer 'n opwindende lewensreis till death do us part nie? Die meeste huwelike kom nooit eers tot by daardie punt nie. Waarom voel dit vir baie mense vanmôre of 'n paar jaar se getroude lewe besig is om vir hulle in 'n lewenslange vonnis te ontaard? Vasgevang in my huwelik, in 'n tronk opgesluit met 'n bewaarder voor die deur wat elke beweging van my fyn dophou. Waar was jy nou? Waar kom jy vandaan? Maar weet jy daar op die straat staan en praat? Soos een persoon by geleentheid vir my gesê het, in my huwelik is ek 24/7 anders se wylings. Wat 'n tragiek. My boodskap kom vanmôre ook in die vorm van 'n vraag. Wat laat 'n huwelik regtig werk? Ek bedoel nie die feit dat ons net by mekaar is nie, dit is nie 'n werkbare huwelik nie. Om vir 10, 20 jaar by mekaar te wees, beteken nog nie jou huwelik werk nie. Wat laat 'n huwelik werk? Is daar iewers 'n geheime resep wat ons moet volg? Is daar sekere riglyne wat ons moet navolg? En hierdie vraag, broers en susters, wil ek vanmôre aan die adres van almal rig, oud en jonk. Die wat 2 jaar getroud is, 3 jaar, 5 jaar, 20 jaar, 40, 50 jaar getroud is, aan die geskeides vanmôre, aan die wat gretig daaraan dink om te skei, almal. Jy sien, broer en suster, ek het vanmôre 'n teorie. En my teorie is as volg. Daar bestaan geen huwelik op hierdie planeet, Christelik of nie Christelik, wat outomaties uitwerk nie. Daar is nie so iets soos 'n outomatiese huwelik nie. Nou as jy die kragprop vat van jou stofsuier en jy sit prop om die muur in, kan ek jou waarborg vanmôre, die stofsuier gaan outomaties werk. Jy hoef nie saam met die stofsuier iets te doen om die stof van die vloer te kry nie. Maar dit is definitief nie die geval met jou huwelik nie. Ek vergelyk die huwelik altyd met 'n motor wat met handratte en 'n koppelaar werk. Wanneer jy die dag voor die kansel staan in die kerk, of by 7 wag, iewers onder 'n boom met die familie wat daar in stoele sit,
en jy sê ja op die vraag van die pastoor of die dominee, sit jy jou huwelikskarretjie in die eerste rad. En soos die jare aanstap, is jy veronderstel om telkens die koppelaar in te trap en na 'n volgende rad oor te skakel. As jy dus na 'n klompie jare se getroude lewe, ek praat nie eens van 20, 30, 40 jaar nie, steeds in eerste rad voortbuur en sukkel om oor die hobbels van die huwelikslewe te kom, want jy weet, jy het iewers iets in die proses gemis. Jy verstaan waaroor dit in die huwelik gaan nie regtig mooi nie. En jy en jou lewensmaat is in diep moeilikheid. Jou huwelik is in die weegskaal. Jy sien broeders, is dit geen verhouding, of dit 'n kollegiale verhouding en of dit 'n platoniese verhouding is, vat so lank om na 'n volgende fase toe oor te skakel nie. Wanneer 'n mens na 'n lang tyd met iemand kuier, met vriende kuier, en jy kom agter, maar hierdie verhouding gaan nêrens heen nie, dan het jy by 'n punt gekom waar jy moet besluit of hierdie verhouding regtig die moeite werd is. Na jare se vriendskap met 'n mens voel hier gebeur iets, dis opbouend, dis positief, ons gaan in die regte rigting. Anders dan moet jy dit stop. Daar is natuurlik broers en susters mense in die lewe, en dit is 'n boodskap vir jong mense vanmôre. Daar is natuurlik mense in die lewe wat op die punt staan om te trou of beplan om te trou, maar wat sielkundig of geestelik nog nie gereed is om hierdie groot stap te neem nie. En ek dink vanmôre broers en susters word te min klem daarop gelê dat mense moet 2, 3 keer dink. Daar's baie kinders wat gaan trou en voor die kansel staan of daardie dag die verbintenis aangaan terwyl hulle nie gereed is nie, hulle is nie volwasse genoeg nie. Wat dan beteken dat van daardie eerste oomblik af voor die kansel, of wanneer hulle ja sê, hulle huwelikskarretjie in trierad sit. Jy kom dit nie agter nie. Maar binne die eerste 6 maande, die eerste jaar, die eerste 2 jaar kom jy agter, maar ek en my man beweeg agteruit. Ons is besig om die pad byster te raak. Ons huwelik is besig om op 'n verskriklike smash af te stuur. Ek wil vanmôre gaan kyk wat presies is dit wat 'n huwelik laat werk. Maar ek wil jou vanmôre eers net 'n paar belangrike vragies vra. En jy hoef nou nie op te spring hulle te beantwoord nie. Jy kan sommer binne in jou diep in jou hart kan jy die vragies vir jouself beantwoord vanmôre. Hier kom die vragies. My heel eerste vraag vanmôre is: geniet jy nog jou huwelik? Meer nog, geniet jy jou huweliksmaat? Meer as enige iemand anders? Geniet jy dit om tyd te spandeer saam met jou maat? Om alleen te wees saam met jou maat? Alleen saam met jou maat te kuier? Of moet daar altyd ander mense by wees as jy kuier? Kan jy en jou maat vir 'n naweek alleen weggaan? Iewers by die see, iewers in die bos, alleen saam kuier, of moet daar altyd vriende of familie saamgepikkel word? Kan jy saans na werk nie gou genoeg by die huis en by jou lewensmaat, by jou kinders kom nie? Of soek jy altyd 'n geleentheid of 'n verskoning om na werk iewers te gaan kuier, om by die golfhuis 'n drankie te gaan drink, of saam met jou vriendinne in Tygervallei 'n teetjie te drink? Tweede vraag: is jou huwelik vanmôre nog vir jou die moeite werd? Ek weet dit klink verskriklik kras as 'n mens dit vra. Maar as jy vanmôre na jare se getroude lewe kan kies, sal jy weer dieselfde maat kies? Of sal jy iemand anders wil kies? Wat ek eintlik vir jou wil vra vanmôre is: sien jy daarna uit om eendag saam met jou lewensmaat oud te word, spierwit grys te word, totdat een van ons twee eendag omval? Of wens jy kan vanmôre uit die huwelik uitklim, vandag nog oorbegin, iemand anders in sy of haar plek te kry? Die derde vraag wat ek jou wil vra is: wat kry jy uit jou huwelik uit?
Geen mens in hierdie lewe, ek gee nie om wie jy is nie, kan gedurig net insit en nooit terugkry nie. Dit werk nie met die bank so nie, dit werk nie in 'n besigheid so nie, en dit werk ook nie in enige verhouding so nie. Die vraag dus vanmôre is jou huwelik vir jou 'n wins, of is jou huwelik vir jou 'n verlies? Voel jy dalk vanmôre dat jy na jare se getroude lewe eintlik 'n bietjie van jou vryheid ingeboet het? Jy is 'n bietjie vasgevang. Jou persoonlikheid het jy iewers langs die pad verloor. Jy was 'n spontane vrou, 'n spontane man, maar iewers langs die pad het jy suf geword. Jy is nie meer dieselfde mens nie. Kan jy vanmôre opstaan en sê, om getroud te wees, om in 'n verbintenis betrokke te wees met iemand, is vir jou 'n verryking, of is dit 'n verarming van jou persoonlikheid? Maak jou getroude lewe van jou 'n beter mens. Maak die feit dat ek en iemand anders uitgaan, verloof is, van my 'n beter mens. Of voel dit nie regtig vanmôre so nie? Voel jy dat jou verbondenheid aan jou maat, aan jou huweliksmaat, jou met die jare optrek boontoe? Of voel jy dat jy in hierdie verhouding waaraan jy staan, afgetrek word ondertoe? Nou, almal van ons wat vanmôre in hierdie diens sit, en wat al vir 'n klompie jare getroud is, het eens op 'n tyd met 'n spesifieke verwagting in die huwelik ingegaan. Ek wonder of iemand is vanmôre wat kan opstaan en sê, wel weet jy, ek het sommer net die dag gaan trou. Ek het eintlik sommer met jou kop omlaag in die huwelik of in hierdie situasie ingeboener. Ek dink nie daar is nie. Ek dink elkeen van ons het 'n bepaalde verwagting, ons het drome, ons het ideale. So moet my huwelik wees. So gaan dit oor 10 jaar en 20 jaar wees. En wanneer daar kinders is, gaan dit so wees. En daarom my vierde en laaste vraag aan jou is, vind jy na baie jare se getroude lewe dat aan hierdie verwagtinge van jou voldoen is? Did your dreams come true? Of sal jy vanmôre in 'n privaat gesprek met my sê, weet jy, ek is eintlik bietjie teleurgesteld, ek het baie meer verwag van 'n huwelik, ek het baie meer verwag van my huweliksmaat, ek is eintlik 'n stukkie teleurgesteld, ek is 'n bietjie ontnugter, dit was toe uiteindelik maar ligkastele, dagdrome, a pie in the sky. Laat ek nou vanmôre vir jou sê, broers en susters, na 37 jaar in die studeerkamer, vind ek niks so erg, soos mense wat daar sit, wie se drome en ideale aan skerwe lê nie. Dis niks erger om 'n vrou of 'n man te sien huil oor 'n huwelik wat net nêrens heen gegaan het nie, op niks uitgeloop het nie. En besef het na al die jare het ek absoluut eintlik niks. Ek sit vanaand hier by jou en vra jou hulp, ek vra jou raad, ek het niks. Vanoggend voor die kerk toe kom, sit die gou CCN aan en hulle het 'n onderhoud met Tiger Woods en hulle sê, hierdie man kom terug met 'n knal. Man, hy slaat daai balletjie, hy verdwyn en dan val hy binne in die gaatjie en hoe hy dit regkry, weet ek nie. En hierdie man is een van die mees suksesvolste professionele golfers wat die wêreld nog opgelewer het, maar hy het 'n mislukking gemaak van sy huwelik. Hy het niks oor nie. Talentvolle mens, maar hy kon 'n eenvoudige verhouding nie maak werk nie. Ek en Barbara was verlede Desember 37 jaar getroud. Dis mense wat ouer getroud is, as ek, kom Bernd was baie jare langer as ek getroud. Maar 37 jaar is 'n lang tyd. O ja, te sê broers en susters, dit voel soos 'n leeftyd. Ek en sy het al saam 220 en 'n half sakke sout saam opgeëet. En wanneer 'n mens so lank getroud is, kom die vraag uiteindelik by jou op. Wat maak 'n huwelik uiteindelik tog die moeite werd? Wanneer 'n jong man of 'n jong meisie alleen by my in die studeerkamer sit en sê, oom, ek staan op die punt om te gaan trou, maar ek het baie vrae, ek het baie huiwering. Is die huwelik regtig in jou oë die moeite werd? Dan kan ek alleen antwoord op dit wat ek 37 jaar lank ervaar het, en dit is my antwoorde.
Ja, dit is verseker. Want ek en die tannie is al soveel jare saam. Dit is al verskriklik gebeur het na 37 jaar om alleen te gewees het. Saam wees is beter as alleen wees, dit sê die prediker vir ons. 2 koppe is beter as 1, sê die prediker, in 2 lywe ook. Is lekkerder om saam in die bed te lê as om alleen te lê. Vir 'n week lank moes ek dit nou doen. En dis na 37 jaar is dit nog steeds die vreugde, en dit is so verrykend om alles saam met haar te deel. Ongelooflik wonderlik. My tweede antwoord sal wees, ja, die huwelik is verseker die moeite werd, want weet jy, in die huwelik deel ons die smart wat oor ons pad kom, maar ons deel ook die vreugde wat God vir ons gee. Sy SMS my gister, sy sê vir my, ek sit by Lake Como, by die Pyreneese Alpe in Italië. Sy sê, die mooiste gesig wat jy in jou lewe kan sien. Maar daar stakings in Italië, so mense beweeg min rond. Sy sê, ek sit stoksiel alleen by die tafeltjie en drink 'n koppie tee by Lake Como. Sy sê, ek voel so eensaam. So ons deel dinge met mekaar. Daar het al baie goed in ons lewe gebeur in 37 jaar, wat vir ons baie trane laat stort het, maar ons het dit saam gedoen, en dit is soveel makliker. Daar was soveel dinge wat ons vreugde gebring het, dat ons saam gelag, saam bly gewees, dit is soveel beter. Saam wees dus, liewe jong mense, in 'n huwelik, bring uit die aard van die saak 'n nuwe rykdom. Nou ek is na 37 jaar nou nie wat waffers ryk nie. Ek het nou nie veel om vir jou te wys wat materiële dinge betref nie. En as 'n mens die dag gaan trou, maar jy weet, is dit nogal 'n kostelike storie. En as later kinders in die huis is met julle jong mense, weet, word dit net al duurder en duurder. Maar weet jy wat, broer en suster? Barbara het my lewe op so 'n ongelooflike manier verryk, dat ek na 37 jaar dit nie in rand en sent kan omsit nie. Daar's geen manier hoe ek dit kan bereken nie. En daarbenewens het sy vir ons 2 pragtige kinders gegee, wat ons lewens verder verryk het. Omdat ek as predikant so baie werk met getroudes se kwellings en probleme, vra 'n mens jou gedurig die vraag af, wat maak 'n huwelik moeilik? Wat maak dit dat 'n man by jou kom sit en sê, ek kan nie meer nie, ek sien nie meer kans nie, die situasie het te moeilik geraak, of 'n vrou wat sê, ek gee op. Ek kan in 'n hele paar lys dinge dink, maar gaan net 'n paar vir jou uitlig vanmôre. Die eerste een wat ek wil uitlig, wat 'n huwelik verskriklik moeilik maak, is wanneer 1 of 2, as dit 2 is dit net erger, maar een van die huweliksmaats selfsugtig is. Selfsug maak dat 'n huwelik nie lekker is nie. Waar 1 of 2 van die huweliksmaats selfsugtig is, maak dit 'n onaangename onderneming, en elke jaar word dit net moeiliker en moeiliker vorentoe. Onthou, broer en suster, die huwelik bestaan uit 2 mense wat 1 word. Maar wanneer daai 2 uiteindelik uit mekaar uitdryf as gevolg van selfsugtigheid, dan word ons 2 eilande, ek hier en jy daar. En as min dinge in die huwelik wat meer skade kan aanrig, as 'n selfgesentreerde mens, wat dink, my maat moet altyd my bedien. Ek het nog so 'n paar maande gelede 'n vrou in die studeerkamer gehad, wat vir my een aand gesê het, sy sê, dominee, Here, ek kan nie meer aanhou nie, ek kan nie meer uithou nie, ek stop hier waar. Sy sê, ek moet altyd doen waarvan hy hou. Dis altyd net sy laaste sê, ek kan nie meer nie. En jou hart bloei vir sulke mense. En die tweede plek, broers en susters, wat 'n huwelik verskriklik moeilik maak, is trots. Nou nie trots soos in trots op jou huis, of trots op jou werk, of trots op jou kinders nie. Nee, trots soos in trots as 'n sonde. Trots as 'n buiteltjie wat oor jare heen jou huwelik kan wegkap en wegkalwe, totdat daar niks van oorbly nie. Daai aanvanklike beeld lê aan skerwe en stof.
Nou, ek en my vrou was nog nooit te trots om na 'n meningsverskil of 'n onderonsie vir mekaar te sê, ten minste 24 uur na so, as ons met mekaar 'n verskil of 'n onderonsie gehad het, te sê, ek is jammer nie. Ekskuus, fout. Ek SMS vra of sy kom sê altyd vir my, jammer. As jou trotsheid meebring dat jou maat altyd eerste toenadering moet soek, want jy sal daar bly sit in jou kamer of met 'n lang lip rondloop totdat jou maat kom en toenadering soek en altyd eerste om verskoning vra, dan sal die saak herstel word. As jy hierdie ingesteldheid het, het jy 'n buiteltjie vanmôre in die hand wat jou huweliksgeluk stuk vir stuk vir stuk wegkap. En die derde plek natuurlik hardkoppigheid. Dit maak hy huwelik verskriklik moeilik. Hardkoppig. Ek sien iemand anders se standpunt in nie, ek wil nie hoor wat jy sê nie, ek doen wat ek doen. Ek gee nie 1 sentimeter toe nie. Ek staan op my punt. Ek is ook sommer altyd regop. Hardkoppigheid en die volstrekte weiering om ook na jou lewensmaat se raad en idees te luister, is so goed as om jou motor se ligte af te skakel as jy in die aand op die 1-en-1 ry. Dis 'n riskante onderneming en jy gaan verseker nie op die plek uitkom waar jy wil wees nie. Menige tranerige vrou het vir my in die studeerkamer al gesê, dominee, my huwelik gaan te gronde, want my man weier om ook na my te luister. Of 'n man wat vir my sê, "Jesus, dominee, my vrou het net 'n eie kop." As ek daai sin al vir R10 vir elke keer wat daai sin gehoor het, was ek 'n miljonair. Dis net sy mening of haar mening wat gewig dra. Nou meneer, ek wil vanmôre vir jou sê, want mans is soms meer hardkoppig as vrouens. As jy wil hê jou vrou moet bloot net 'n rubberstempel in die huis wees van jou wil en jou siening en jou besluite, sal ek jou aanraai vanmôre om vir binnelandse sake te gaan werk. Daar kan jy stempels afdruk die hele dag. Maar vergeet van 'n sinvolle en gelukkige huwelik as jy die een is wat al een is wat stemreg het in die huis of wat besluit wat volgende gedoen. En natuurlik in die 4de plek, jaloesie. Jaloesie, die groenoogmonster, as hy daar by die voordeur of die agterdeur insluip, is jou huwelik byna oor. Ek het min mense gesien wat hierdie monster kan verslaan. Jou vrou hou jou dop, want jou oë is altyd gedurig by ander vrouens. Nou alle mans kyk, soos ek nou die dag vir iemand gesê het, dis nie die kyk nie, dis wanneer jy die tweede keer kyk of die derde kyk, dan raak dit gevaarlik. Maar kyk, almal kyk. Maar as jou vrou jou so dop hou, dat jy voel, jy kan nergens meer jou draai nie, dan is jy in diep moeilikheid. Nou, ek het gelukkige vrou wat nie jaloers is nie. Sy is soms bietjie agterdogtig. Ons het eendag stap ons in Tygervallei en jare terug. En ons gaan nou inkopies doen en ek sien hier kom 'n vrou van vooraf om die draai en dit is een van die girls wat in die gym jare oefen al, ken mekaar goed. So sy kom en ek sê môre, sy sê môre. Sy sê, "Jesus, dit is nou snaaks om jou met klere aan te sien." Ek sê, "Ja, nee, dit is, ja, ek hoor wat jy sê." En sy sê, "Kom by, ek moet nou weer weg om die draai." So is Barbara doodstil. Maar so na 'n halfuur daarna vra sy vir my nadat sy nog nie 'n woord gesê het nie. En wat was dit? Hoe lank het dit my gevat om daai een te verduidelik? So jaloesie kan die huwelik uitmekaar uitbreek. Oorwin daai monster, gee dit vir die Here, laat hy dit oorwin aan die kruis. In die 5de plek, skoonma, skoonpa, kortom, skoonfamilie. Onthou gerus, liewe jong mense, die dag as jy gaan trou, moenie dat iemand anders jou ooit 'n gat in die kop praat nie. Die dag as jy gaan trou, trou jy met skoonma en skoonpa en swaar en skoonsister. Dis 'n pakket. Jy trou nie net met jou vrou of met jou man nie. As jy uitgaan met 'n meisie of met 'n man en jy kom voor die tyd nie met die aanstaandes reg nie. En jy en sy het gedurig woordewisselings en rusies rondom hierdie bepaalde saak, maar jy 2, 3, 4, 5, 20 keer dink voordat jy die ring in die vinger sit. Ek is ernstig. Ek het al meer gelukkige huwelikspaartjies se huwelike oor die afgrond sien stort as gevolg van skoonfamilie is wat jy kan dink vanmôre. En dan in die 5de plek, broers en susters,
Geld. Geld, jou lekker ding. Hulle sê, money makes the world go round. Maar geld is ook die wortel van alle kwaad. En jy sien dit duidelik in getroude paartjies se lewens. As geld reg aangewend word, reg geadministreer word, kan dit vir beide in die huwelik en vir die kinders en vir die gesin tot groot vreugde en tot groot voorspoed lei. Maar o, liewe aarde, broers en susters, as dit nie die geval is nie, word geld later in die huis, soos die Engelsman sê, a bone of contention. My vrou het die koopduiwel in haar, sê 'n man een aand vir my in die studeerkamer. Ek sien is moedeloos, sy kop hang. Ek sê, hoe so? Hy sê, jong, my vrou gee geld links en regs uit. Ons het nou al daaroor beklei en gestry, ons was albei sielkundiges. My vrou het alles wat sy altyd kan begeer, ek gee alles, daar is nie tekort nie. Maar die oomblik as sy in Tygervallei instap en sy sien nie mooi skoene en die Italiaanse handsakke, dan kan sy haar nie help nie. Dan kom die kaarte uit, die goues en die silweres, al die kaarte kom uit. Hy sê vir my, my vrou het vir my gans te duur geword om meer aan te hou. Ek gaan haar skei. En met daai woorde is ek by my voordeur uit. Ek wou nog sê, wow, kom ons gesels oor, as ek om die draai weg in die kar. 6 maande later het die vroukie met die koopduiwel toe geskei. Hartseer storie. Mans is ook nie te verskone nie. Jy kry mos manne wat links en regs doen met geld wat hulle wil. Skuld maak, sake transaksies aangaan, dinge koop. En vrou lief is salig onbewus van wat aangaan. Sy is maar die laaste een wat altyd weet. Dit loop dan op onverkwikkelike rusies uit. Kwetsende woorde, steek mekaar met die woorddolke in die hart. Beskuldigings wat heen en weer geslinger word. En dit alles net oor geld. My raad is, kry jou finansiële sake in 'n huwelik gestruktureerd. Besluit wie doen wat. Wie koop aan die einde van die maand die groceries? Wie doen die inkomstebelastingopgawes? Kry konsensus rondom dit, want as dit 'n ding is wat rondlees, het soos 'n revolver, 'n gelaaide revolver in die huis, iewers gaan hy af. Kom ek sê dit vir jou vanmôre so, dis op die lange duur meer goedkoper en heilsamer om jou geldsake op 'n gesonde grondslag in die huwelik te kry, as om later met 'n uitgerekte egskeiding te sit. Prokureurs is duur. En dan in die laaste plek natuurlik kinders. Kinders kan 'n huwelik fantasties maak, maar kinders kan 'n huwelik baie moeilik maak, in die sin van as man en vrou nie konsensus het oor hoe gaan ons die kinders groot maak nie. En wie doen wat as die kinders klein is nie. En as die vrou voel sy moet alles doen, die man kuier saam met die pelle of kyk sy rugby op 'n Saterdagmiddag, hy wil niks met die kinders te doen nie. Hy gaan nie die kinders bad nie, hy gaan nie die Bybelstorie in die aand lees nie. En die vrou moet al die dinge doen, is die vrou later moeg, uitgeput en dinge kom net nie by 'n punt nie. Kinders grootmaak is 'n 50-50 saak. Dit bring my by die heel laaste punt van my boodskap vanmôre, en dit is, broers en susters, wat maak 'n huwelik dan regtig werk? En miskien gaan jy nou vanmôre 'n bietjie ontnugter wees oor die eenvoud van die saak, want jy mag dalk vanmôre dink, die eerste mense moet dan regtig bedrewe op die ys kom om 'n huwelik in 2017 te maak werk, en jy gaan skrik vanmôre dalk, as jy hoor hoe eenvoudig dit eintlik is. Jy sien, dis nie die groot dinge wat 'n huwelik maak werk, dis eintlik die klein dingetjies. Dis die klein jakkelsies wat die wingerd verniel, maar dis ook die klein dingetjies wat uiteindelik die huis bou. Heel eerste wil ek sê, in geen Christelike huwelik behoort daar iets soos 'n baas in 'n klas te wees nie. Die Bybel het baie mooi dinge, baie mooi riglyne oor die huwelik te sê, maar oor baie goed in die Bybel oor die huwelik het ek baie huiwering. En hoekom sê ek dit vir jou? Ek sê dit vir jou, broers en susters, omdat daar ook baie predikante en teoloë is wat nie in ag neem dat 2000 en 3000 jaar terug is daar op 'n spesifieke manier na die huwelik gekyk en oor die huwelik geskryf nie. Dit was 'n ander kultuur, 'n ander tyd. Nou as jy die Ou Testament mooi lees, sal jy sien dat wanneer 'n man en 'n vrou trou, word die woord Baal gebruik. Jy Baala jou vrou as jy trou. Die woord Baal, soos met die afgod Baal, beteken besitter.
of ek maak jou my eiendom. So dis wanneer die man die vrou neem, nie andersom nie, die man die vrou neem, maak hy sy vrou sy besitting. Sy word deel van sy besitting, soos die stoel en die tafel en die bed en die donkie en die esel op die werf. En dis wanneer jy by Efesiërs 5 kom en Paulus skryf met die beste intensie oor die vrou moet onderdanig wees aan die man, en teoloë in 2017 probeer hulle bes om hierdie teks op 'n antifeministiese en 'n antipaternalistiese manier uit te lê. It doesn't work. Die woord onderdanig maak baie vrouens al klaar van meet af opstandig. Ek wil nie onderdanig wees aan my man nie. Hierdie storie van die man is daar en die vrou is hier, het nog nooit regtig gewerk nie, en in die tyd waarin ek en jy nou leef, werk hy glad nie. Wanneer die man die baas is, die sê het, en die vrou is maar net die dienende Martha wat omsien na die kos en die kinders, en jy nie net 'n eensydige huwelik nie, jy het 'n huwelik wat op die rotse gaan loop. Dit kan ek nou vir jou verseker, of jy het 'n baie ongelukkige vrou aan die einde van 20, 30 jaar. Vennote in 'n huwelik klink vir my beter as hierdie onderdanigheidsstorie. Kameraadskap, ons is kamerade. Hoe voel jy? Hoe dink jy? Nee, hoe dink jy? Dit is kameraadskap. Daar is wel gedeeltes in die Bybel wat my sterk aangryp. En een daarvan is Paulus se bekende skryfsel oor die huwelik in 1 Korintiërs 7. En ek moet sê, verlede week toe ek na hierdie gedeelte weer gaan kyk, het ek by myself gedink, sê ou maat, weet jy, vir 'n ongetroude ou, het jy nogal 'n paar mooi raakpunte hier beet. Hy sê byvoorbeeld die volgende: die man moet sy huweliksplig teenoor sy vrou nakom. Natuurlik die woordjie plig is nie so lekker nie, want as 'n vrou voel 'n man doen sy plig, dan is dit al klaar nie lekker nie, maar ek meen die vertaling is so. Die man moet sy huweliksplig teenoor sy vrou nakom. Onthou dit, so jy kan jou vrou nou maar 'n bietjie tik met die skouer, met die elmboog, nê? Onthou jy moet jou huweliksplig nakom. En dan sê Paulus net daarna, en net so ook die vrou teenoor die man. Wat die man van die vrou verwag, moet die vrou ook van die man kan verwag. Hy slaan die spyker op sy kop. Daarom sê Paulus verder, moenie vir mekaar omgang weier in die huwelik nie, behalwe met wederwysige toestemming. Die sleutelgedagte hier is dat ons niks in die huwelik maar net op ons eie houtjie doen nie, of self besluit nie. Of ek het hom sê oor myself nie. Maar wanneer jy in die huwelik ingaan, dan word twee mense dan as dit ware metafories gesproke een. So jy doen net iets en besluit net iets in konsensus met jou maat. Paulus sê dit is die resep vir gelukkig gewees, vir lank getroud wees, vir goed getroud wees. As een die besluit het oor sake, en oor watter sake, bedsake, kombuissake, finansiële sake, en dit is geldend, dan het jy nie geen huwelik nie. Waar ons vir mekaar en saam met mekaar dinge doen, sal die huwelik goed uitwerk en die liefde sal blom. Die derde ding wat ek vanmôre wil noem, wat 'n maak of breek situasie in enige huwelik is kommunikasie. En met kommunikasie bedoel ek veelvuldige kommunikasie. Nie net kommunikasie, ons groet mekaar of ons druk mekaar nie, alle vlakke van kommunikasie. Ek hoor dikwels getroudes wat sê, ek verstaan nie my man of my vrou nie. Ek verstaan nie hoe hy dink of sy dink nie. Of mense sal vir jou in die studeerkamer sê, ek weet nie regtig wat my man of my vrou wil hê nie. Wanneer jy sulke opmerkings hoor, moet jy weet, jy het in jou huwelik ernstige kommunikasiegebreke. Die gesprekslyn na jou maat toe is deurgesny. Of die lyn is so distort dat jy kan nie hoor wat jy sê nie. En elkeen maak dus sy eie afleidings in die huwelik. Goeie kommunikasie beteken een kry die geleentheid om te praat, nie soos in die parlement waar almal op mekaar skree nie, nê? Simfonie eerder as kakofonie. Een praat, een luister. Dan wanneer die een klaar gepraat het, kry die ander een 'n kans, gelyke kans om ook te praat terwyl die ander een weer luister. As een net die hele tyd aan die woord is en ander een moet luister in die huwelik. En dit gebeur baie dikwels. Vrou, jy luister nou wat ek sê. Dan het jy 'n monoloog. En jy het nie 'n gespreksgenoot nie. Dan is jou huwelik weinig meer as een groot mond met twee klein oortjies.
As jy regtig wil hê jou huwelik moet werk en jou liefde moet blom in die huwelik, moet jy tyd maak om na jou lewensmaat te luister, aandagtig te luister, dit te oordink en met haar daaroor te praat, of jy met hom daaroor te praat. 'n Ou Amerikaanse Indiaanse gesegde gaan soos volg. Nou die aand vir die raad gesê, luister of jou tong gaan jou doof hou. Waar mense gedurig praat, hoor hulle glad nie meer wat iemand anders sê nie. Dis nakies wanneer ons op mekaar begin skree in die huwelik, wanneer daar 'n probleemsituasie is. En ons skree later so hard dat die bure ons kan hoor, en dat die dominee ons kan hoor 10 km daarvan af ver. Dan het ons niks bereik nie, behalwe om die knoppie van die volume op te draai. Maar ons het nie by die kern van die probleem uitgekom nie. En in daai opsig, broers en susters, daar baie mense wat geen kundigheid het, hoegenaamd om situasies binne die huwelik te hanteer nie. Ek gaan 'n paar wenke vir jou gee en dan gaan ek sluit. Daar's 'n paar dingetjies wat jy in jou lewe kan doen as ou getroude om jou huwelik fantasties te maak. Eerstens, bring die avontuur in jou verhouding terug. Wanneer jy as man of vrou die avontuur van die lewe verloor het, is jy soos 'n afgeblaaste band. Jy dien geen doel meer nie. Ek het gesê as ek die dag 90 is en 'n ou sê vir my klim in hierdie Formule 1 motor, dan ry ek om 300 km/h om die baan. Ek sal dit nog wil voel, want ek wil avontuur beleef in my lewe tot die dag wat ek doodgaan. As avontuur uit jou huwelik weg is, het jy niks. Daarom manne, vroue, as julle nou regtig hierdie volgende vakansie iets besonders wil doen, pak hierdie outrageous goed aan. Los die kinders by die huis. Gaan uit. Gaan doen bungee jumping. Sorg net dat jy betaal daarvoor, want as jy nie betaal, jy kom nie weer terug nie. Doen bungee jumping. Gaan foefie slide oor die Grand Canyon. Gaan kamp, gaan vang vis in Mosambik. Daai kole wat so lê en smeel, dat hy weer 'n vlam word. Gebruik meer positiewe woorde in jou daaglikse omgang met jou huweliksmaat. Negatiewe opmerkings breek af. Kyk hoe lyk jy? Jy kom nie meer by die gym nie. Kyk hy maag. In plaas daarvan, maar jy, my vrou, jy lyk nog na 30 jaar se getroude lewe nog net so sexy, jy is nog net so mooi vir my. Opbouende goed, in plaas van afbreekende goed. Ek is steeds nog net so lief vir jou. Vir my goed, soos jy tree nou net soos jou pa op, of jy lyk nou al net soos jou ma. Positiewe woorde, ek waardeer jou vir wie jy is. Jy is my enigste. Spreek waardering uit eerder as kritiek. Kritiek bring jou nêrens nie. Maak tyd vir mekaar. Sit die TV af. Sit die koerant weg. Doen die dinge wat jou aandag in beslag lê. Die Super 16 is definitief nie meer so super nie. Sit dit af. Spandeer tyd saam met jou vrou. Dis 'n belegging vir die toekoms. Geniet mekaar se teenwoordigheid. Gaan stap saans om die blok. Besluit, as ek saans van die werk afkom en ek het klaar geëet, gaan ek en jy vir 'n halfuur stap, dam toe terug. Niks gaan dit verander nie. Maak ook oogkontak met mekaar, kyk mekaar in die oë. Nou, ek is 'n ou wat my kop hardloop 120 plekke op een slag. So terwyl Barbara soms praat, is my kop al daar en ek kyk in 'n ander rigting en sê sy my, oogkontak asseblief, oogkontak, kyk vir my. En dan praat sy nie verder voor ek nie oogkontak maak nie. Ons maak nie meer oogkontak met mekaar nie. Koop af en toe vir mekaar 'n geskenk. Dit hoef nie duur te wees nie. Dis nie wat jy koop nie. Dis die simbool daarvan. Elke geskenk sê jy vir iemand, jy's kosbaar vir my. Al koop jy wat ook al, blommetjie of 'n bietjie parfuum. Ek waardeer jou, jy's kosbaar. Dis die simbool van hoe jy voel. Help met mekaar met dinge in en om die huis. Weet julle, 'n man agter 'n braaipan of 'n stofsuier is glad tog nie so 'n aardige gesig nie. Gee jou vrou 'n bietjie af. Doen 'n bietjie van die goed in die huis. Jy sal nie kan glo wat 'n effek dit in jou huwelik het nie. Aanraking, hande vashou, is nie bedoel vir net jong getroudes en die wat op die strand loop nie. Dis ook vir mense in hulle ouer jare, die seniors. Wonderlik om te sien 2 senior mense na aftree oud na 50, 60 jaar se getroude lewe nog steeds handjies op die stoep sit. Daar's niks mooier as dit nie.
Dit vermag meer as 'n oorseese reis of 'n blinkmotor wat jy vir jou vrou of jou man koop. Iemand sê nou die dag vir my, ek het vir my vrou met haar verjaarsdag 'n nuwe pos gekoop. Ek dink, ek kan nie vir myself 'n pos koop nie, maar ek wonder of 'n mens dit doen om te kompenseer vir ander dinge wat jy dalk nie doen nie. En dan die laaste dingetjie, doen geestelike dinge saam. Saam kerk toe, saam by die Bybel. Hier is mense vanmôre in hierdie diens wat kan opstaan en sê, ek en my man, na jare, ons is nog saam by die Bybel. En dit is die verryking van ons huwelik par excellence. Niks kan daarvoor instaan nie. Niks kan wonderliker wees om in te haak, saam by die kerk te wees sonnaandoggende en saam die Here te dien en saam in die regte rigting te stap nie. Amen.